Jy kan saam met my oopmaak by Psalm 25. Psalm 25. Ons gaan aan met ons reeks, nadat ons verlede week so kort onderbreking gehad het, gaan ons aan met ons reeks van Psalm 25. En ons doen vandag vers 12 tot vers 14. Vers 12 tot vers 14 spreek 'n belangrike tema aan binne ons geloof. Ek dink dit is 'n tema wat die koring van die kaf skei. Ek dink dit is 'n tema wat die lou van die warm skei. Dit praat oor die vrees van die Here. Nou kom ons lees hom, ek sal vir ons uit die 2020 lees en dan vat ons dit van daar af. Psalm 25 vers 12 tot 14. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Nou 'n belangrike tema, soos ek sê, binne Christendom is vrees vir die Here. Ek dink, laat ek sommer begin met 'n voorbeeld wat dit goed uitbeeld. Ek het twee pik swart labradors daar by my. Ons het een gehad en toe kry ons nog eene, omdat ons gedink het die eerste een is eensaam. Dit was nie die rede met die tweede en die derde kind nie, laat ek jou nou net sommer te rus stel. Die eerste een het ons goed gedissiplineer, goed opgelei, hy sit en hy eet nie voordat ons bid nie, en as ek vir hom sê eet, dan eet hy. Maar toe met die tweede ene, hy kom regtig van Brakpan af, die tweede ene, nie dat daar iets fout is daarmee nie, my vrou kom ook van Brakpan af, sy is goed gedissiplineerd. En die tweede ene, hy het slegte maniere. Die eerste een was stout, Labrador is maar stout, oor die algeheel, en hy het dit ontgroei die eerste ene. En toe hy dit net ontgroei, toe kom die tweede jong enetjie in, en hy kom met al die streke en geite, en die slegte maniere kom hy in, en hy steek weer die eerste enetjie aan. Jy weet, dit is presies wat hulle sê, maar wat die woord sê, jy weet, is 'n slegte invloed, beïnvloed goeie sedes, goeie waardes. En dis toe presies wat gebeur het. Die eerste een het toe weer begin gate grou en weer begin goed opeet en alles kou wat hy nie moet kou nie. Hulle eet selfs, ons het dit goed gedink om 'n klein groentetuintjie te begin en ek het hom nogals van die muur van die grond af en ons het 'n span spekkie, daai span spekkie so groot, jy gaan hom eet, hy's nie eens lekker nie, maar vir daai honde, hulle wil net eet. Hulle wil eet hom. Hulle eet ons komkommers en ons trampolien en hulle eet as daar skoene en balle daar buite is, dit moet gekou word. Dit is hulle plig, maar dit lyk vir my dis ook hulle voorreg om hierdie goed te kan eet. Nou gewoonlik wanneer dit gebeur, is altyd op 'n Sondag as ek preek. Hulle weet ek preek en hulle weet niemand is by die huis nie. En dan na 'n Sondag, omdat dit is nog ons lank wat ek preek en dan na die tyd het ons gewoonlik 'n gesprek of 'n kursus of die koffiewinkel so. Ons kom altyd gewoonlik seker so 1 uur, 2 uur se kant by die huis. Dan as ek by die huis kom en ek stop net so voor die hek met my motor, dan sien ek hoe hardloop die kleinste enetjie weg. Dan weet ek. Hy weet, ek weet, almal weet. Hy is skuldig en hy het iets gedoen. En wat gewoonlik die geval was, hy het iets opgeëet of hy het iets vernietig. Maar die oudste ene doen dit nie. Hy gaan sit net daar by die hek en hy kry so glimlag op sy gesig en dan waai hy sy stert. Dis asof hy vir my sê, hy weet nou iets het gebeur, maar dit was nie ek nie. Dis wat hy vir my sê. Wat gewoonlik die geval is. Maar dit is 'n goeie uitbeelding van vrees. Vrees, eerstens, vir die ongelowige, gaan altyd wees 'n konsep van, jy gaan weghardloop vir God, jy gaan weghardloop van jou geloof. Die ongelowige, wat nie God vrees nie, op die dag van oordeel, gaan hy hom vrees en hy gaan skuldig staan. Dit gaan sigbaar wees. Die gelowige aan die ander kant is soos die oudste hond. Ek sê nie jy is soos hy nie, maar die konsep van vrees is so by die oudste hond.
Jy weet jou eienaar is die een wat wiksies uitdeel, jy weet die God wie ons aanbid is die een wat almagtig is, soewerein is, wat tot alles in staat is. Maar jy weet jy lewe in 'n slegte wêreld en jy kan sit in jou stertjie swaai en jou glimlag op jou gesig en jy weet die meester se toorn gaan nie ontferm, gaan nie uitgegiet word teenoor my nie. Ek dink dit is 'n eenvoudige beskrywing van vrees. Veral vrees teenoor die Here. En ons reaksie op vrees gaan gewoonlik sê waar ons geloof staan. Hoe jy reageer teenoor vrees vir die Here gaan gewoonlik uitwys wat jy glo van die Here. Nou Psalm 25 vers 12 tot 14, hy praat nie van die ongelowige vrees nie. Daai ongelowige vrees is daai jongste hond van my wat weghardloop, hy skuldig, hy weet, hy wil dit alles net vir my. Hy weet hy gaan 'n wiksie kry. Hy praat nie van dit nie. Dawid praat spesifiek hierso van vrees vir 'n gelowige. 'n Gelowige. En ek wil sommer net in die begin, voor enigiemand aan die slaap raak, wil ek net vir jou sê, 'n gelowige moet die Here vrees. Jy moet. Ek sê nie so nie, die Bybel sê so. Jy moet die Here vrees. Nou hierdie vrees is nie 'n bewe vrees nie. Dis nie 'n vrees wat jou wakker hou in die aande en sê ek is so bang dat ek koue sweet kry of koors kry nie. Dis nie daai vrees nie. Nee. Hierdie vrees, 'n Bybelse definisie van 'n gelowige wat die Here vrees, gaan oor om te besef dat jy aanbid 'n God wat almagtig is. Jy aanbid 'n God wat soewerein is. Jy aanbid 'n God wat sterker is as jy, slimmer is as jy, meer weet as jy. Jy aanbid 'n God wat vir jou lewe gegee het en wat jou lewe kan neem. Jy aanbid 'n God wat die aarde en die skepping in werking gespreek het. En jy aanbid hierdie God en jy besef hierdie God wie jy aanbid, haat sonde en hy is heilig. Dit is 'n Bybelse definisie. 'n Bybelse definisie is om te sê, jy besef, jy aanbid 'n God, en hoe baie hierdie God sonde haat, en dat hierdie God eendag oordeel gaan uitspreek. Oordeel. Dit is, jy gaan nie 'n vrees vir die Here kry, in die liewe Jesus in die kinderbybel nie. Jy kry dit nie daar nie. Volwassenheid van geloof, gaan gepaard met vrees vir die Here. En ek sien baie moderne Christene, moderne predikers, moderne kerke, wat, soos ons al gesê het, met die nou en die breë pad, dis al die moderne konsep van Christendom. Hulle beplan hulle pad, hulle doen hulle ding, en die Here moet net vir hulle werk, die Here moet hulle seën. Dit is nie vrees vir die Here nie. Vrees vir die Here is om te sê, ek beveel nie die Here wat om te doen nie. Ek sê nie vir God, jy moet nou dit en jy moet nou dat en jy moet my nou dit gee nie en jy moet my nou dat gee nie en jy moet nou dit vir my doen nie. Wie is ek om die Almagtige voor te skryf? Wie is ek om vir God te beveel wat hy moet doen? Maar 'n verdere vraag is, wie is ek selfs om ongehoorsaam te wees teenoor hierdie groot almagtige God van ons? Om God te vrees beteken om eerbied te hê teenoor hom. Nou eerbied is meer van 'n eerbied. Die idee van eerbied is om te sê God is hoër as jy en jy eer hom daarvoor. Jy het uiterste respek vir hom en jy weet hy is in staat tot soveel meer as wat jy is. Eerbied. Eerbied definieer die hart ook as 'n gevoel van bewondering. Is dit nie mooi nie? Om die Here te vrees is 'n gevoel van bewondering. Wanneer laas ons het nou gisterand bietjie donder weer gehad, maar wanneer laas het jy gesien hoe kom hy cumulus nimbus daar oor die platteland van die Vrystaatse mielievelde aan en die weerlig slaan en jy hoor hy kom en hoe nader jy kom moet sê nou moet ons begin ingaan en jy gaan in want jy is bang vir die weerlig. Jy is nie bang en sê hierdie weerlig gaan my slaan, maar jy sê daar is 'n vorm van ek het uiterste respek vir hierdie donderstorm wat kom, maar ek staan in verwondering, ek wil kyk, maar ek wil nie te naby kom nie. Dis die idee van vrees vir die Here. Ek wil by hom wees, maar terselfdertyd is ek bang, want ek weet tot wat hy in staat is. Om God te vrees beteken om hom te hoogag en om hom te bewonder tot so mate dat dit jou besluite beïnvloed. Hoor wat sê ek? As jy regtig God vrees
en jy bewonder hom regtig, dan gaan jou vrees vir die Here jou besluite begin beïnvloed. Jy gaan bang wees om uit lynheid op te tree. Jy gaan bang wees. En ek glo dit is 'n groot probleem met vandag se samelewing. Hulle verkoop 'n liewe Jesus. 'n Liewe Jesus wat nie vrees het nie. Hulle verkoop 'n liewe Jesus van die kinderbybel en vertel jou nie dat dit gesond is om 'n vrees te hê vir die Here nie. Dis dieselfde konsep wat in gesinne vandag plaasvind. Kinders, so die Here Jesus het gesê in die laaste dae, gaan kinders nie meer hulle ouers respekteer nie. Daar is nie meer 'n vorm van vrees nie. Wat gaan jy aan my doen? Ek vat jou hof toe, pa. Nee. Wat gaan jy my doen? Geen vorm van vrees. As daar nie 'n vrees is vir jou ouer nie, hoe dink jy gaan 'n kind 'n vrees hê vir die Here? 'n Gesonde vrees. Nie 'n angswekkende, sweetgedrewe vrees nie. Alhoewel ek nie dink dit sou partykeer sleg wees nie. Maar dit is nie die vrees nie. En ek dink 'n groot probleem is ons dink, en predikers veral, hulle verkoop 'n God wat dink dat God soos hulle is. God is nes jy, want jy is in sy imago Dei geskape, sê hulle, in sy beeld. Maar hulle weet nie wat dit beteken nie. Hulle verkoop 'n God, en mense dink hierdie God is net soos hulle. Hulle dink God is soos hulle, God praat soos hulle, God hou selfs van die goed waarvan hulle hou. Maar hulle het nie meer vrees nie. Geen vrees nie, omdat hulle dink God is hulle chommy. Kom ek lees vir jou wat sê Psalm 50 vers 21. Psalm 50 vers 21. Hierdie dinge het jy gedoen. Hy praat van slegte dinge. Hierdie slegte dinge het jy gedoen. Maar ek, die Here, het stil gebly. Hoor hier kom hy. Jy het gedink ek is net soos jy. Ek gaan jou teregwys en vir jou die saak duidelik uiteensit. Verstaan dit tog julle wat God vergeet, anders verskeer ek. Die grootste fout wat jy kan doen is om te dink God is net soos jy. Of selfs, God is op jou vlak. Dis nie die God wie ek kan bid nie. En dis ook nie die God van die Bybel nie. Die Here is nie soos ek en jy nie. Baie mense sê, hy is soos ek en jy, maar hy is net groter. Nee, hy is in 'n ander kategorie. Hy is heeltemal anders. Hy is nie ons chomma nie, hy is nie ons spella nie, hy is nie die groot man in die hemel nie. Hy is 'n God voor wie ons bewe. Hy is heilig, hy is uitgesonder, hy is uniek. Hy is kragtig, hy is wonderbaarlik. God spreek en daar's lewe, God spreek en lewe is weg. God spreek en daar's lig, God kan weer spreek en daar's duister. Ek staan verstom hoe Christene nie vrees het teenoor die Here nie. Ek sien mense wat weghardloop vir goggas, stinkgoggas, slange, paddas, spinnekoppe, maar as dit kom by die Here, niks vrees nie. Hy's banger vir die groot reënspinnekop teer sy kusyn, waarvoor ek ook baie bang is, wil ek net vir jou sê. Maar banger vir hom as wat hy is vir God. En dan kry ek mense wat gewoonlik vir my sê, ja, ons vrees die Here. Maar dan verstaan hulle nie wat dit beteken nie. Want as jy werklik die Here vrees, sal jou lewe daarvan getuig. Mense sê ek vrees die Here, maar dan lewe hulle 'n lewe van goddeloosheid. Hulle lewe vol sonde. Hulle lewe asof die Here nie bestaan nie. As jy 'n groot reënspinnekop het in jou klein toilet en jy vrees hom, dan gaan jou gedrag getuig dat jy nie nou daar gaan ingaan nie. As jy 'n groot vrees het vir die Here, dan gaan al jou besluite in lyn wil kom met dit wat die Here wil hê. Want jy is bang vir die konsekwente. En glo dit of nie, vrees is nie net om jou bang te maak nie. Maar soos ek sê, is nie die bewe bang nie, dis daai verwondering bang, daai respek, daai donderstorm bang nie. Maar vrees het 'n doel. Het 'n doel in ons lewens. Ek het 3 hierso neergeskryf, ek is seker daar is meer. Daar is die 3 doele wat vrees in ons lewens bereik. Eerstens, dit help ons om heilig te lewe. 'n Gesonde vrees vir die Here help jou om heilig te lewe. Ek en Louise het gisterand of eergister het ons gesels hieroor en ons dink toe terug aan ons laerskooljare. En ek onthou altyd
Ons het Bybel gehad op skool, wat hulle vandag nie meer het nie. Ons het Bybel gehad en ons vertel van die Here en ons het al die stories vertel, Moses, die Rooi See, jy weet, en die profete wat met swaal vernietig was en Sodom en Gomorra, en jy hoor hierdie kragtige idee van God, nee, jy hoor dit as 'n kind, jy hoor dit. Jy verstaan dit alles nie mooi nie, maar jy hoor dit. En ek onthou as 'n kind, ek en Louis sê ons het dieselfde ervaring gehad. Jy weet, ons het as kind, omdat ons hierdie goed gehoor het ons 'n idee begin kry oor wie God is. En ons was so bang dat swaal op ons sou neerreën. Daarom het ons gesê, nee, ek kan nie nou dit doen nie. Ek kan nie nou dit doen nie. Ons is so bang. Maar vrees het my in lyn gehou. Het my in lyn gehou. Ons het nie meer vrees nie. En daarom vermy ons nie meer sonde nie. As 'n kind was ek altyd bang vir die konsekwente. Ek was bang. Ek het vrees gehad. En as ons volwasse is, moet ons dieselfde vrees in ons hê. Ons moet weet, daar is 'n dag van oordeel. Ons moet weet, lewe gaan meer oor as net my en my geld en my toekoms en my besittings. Daar kom 'n dag wanneer elke knie gaan buig, sê die Here. Waarin elke tong gaan bely. En die God wat ek ken is 'n God wat sy beloftes hou. Dit beteken hy kom. Maar hierdie vrees hou my in lyn. Ek wil nie iets uit lyn doen nie. Ek wil in lyn bly. Soos Paulus skryf, hy wil sy bevelvoerder tevrede stel. Ek glo van julle sou getuig ook van op die weermag. Hoe vrees julle dalk gedryf het om in lyn te wees. 'n tweede rede hoekom vrees gesond is, die eerste rede wat ons gesê het hoekom vrees gesond is ons gesê dit help ons om heilig te lewe. 'n tweede rede, dit maak ons leerbaar. En nou kyk na Psalm 25, Psalm 25 vers 12. Wie is die mens wat vir die Here wat die Here vrees? Die Here leer hom die pad wat hy moet kies. As jy die Here vrees, dan wil jy nie net gehoorsaam wees nie, maar jy wil die Here leer ken. Want hoe meer jy hom ken, hoe meer gaan jy sy pad ken. Hoe meer jy hom ken, hoe meer gaan jy sy wil ken. Hoe meer jy hom ken, hoe meer gaan jy sy weë ken. Jy gaan hom soek, jy wil hom verwag. Jy soek sy voorskrifte, jy soek sy leiding, jy soek sy wil. Want jy sê, Here, ek weet wie hy is en ek weet wat ek moet doen. As jy vrees het, dit maak dit jou leerbaar. Dit maak jou leerbaar. 'n derde rede, hoekom 'n vrees goed is vir die gelowige, is vrees vir die Here, hou ons verhouding met die Here gesond. Dit hou dit gesond. Dit veroorsaak dat ons nie in rebellie ingaan nie. Rebellie, soos 'n kind rebelleer teen sy pa, of so 'n kind rebelleer teenoor sy ma, omdat hulle net hulle eie ding wil doen. Vrees vir die Here hou ons verhouding gesond. Nou dink 'n bietjie hieroor. As jy vrees het vir die Here, beteken dit, jy wil hom leer ken, jy soek sy weë, jy soek sy pad, en omdat jy sy pad soek, beteken dit jy gaan ook verhouding met hom soek, nê? Verhouding met hom soek. Kom ek gebruik 'n goeie voorbeeld. Onder in laerskool, pouse. Pouse het ons altyd rugby gespeel. In daai dae. Ek weet nie wat doen kinders nou pouse nie. Hulle rook. Is dit? Ons het rugby gespeel. Maar nie net ek en my maatjie nie. Dit is asof die hele skool net opgedaag het vir rugby. Nou is dis nou rugby tyd. Pouse. 15 minute, maar dis ernstige 15 minute. En dan gewoonlik, het voel vir my binne elke skool is daar so een ou. Dan gewoonlik is daar 'n ouetjie wat eintlik 'n matriek moet wees, maar hy is ergens in graad 2. En hy is net langer as almal, groter as almal, sterker as almal, vinniger as almal. Jy weet, al die klein ouetjies staan daar om en die een ou staan so in die middel en hy's lank. En dan word daar gewoonlik 2 kapteine uitgewys, nê. En dan word daar gewoonlik geching chong cha om te kyk wie gaan nou eerste kies. Want die ou wat eerste kies die matriekseun wat in graad 2 is, nê. Hy was nou nie regtig matriek nie. Hy het hom seker net iets gevoer wat onmenslik is. En hom net, dis daai groot man. En almal weet, as ek hom aan my kant kry, wen ons pouse. Ons wen. Nou, gesonde vrees vir die Here is daai uitbeelding. Jy weet wie is God, nê, omdat jy hom vrees. Jy ken sy eienskappe, jy ken sy karakter, jy weet van sy almag, jy weet van sy glorie, jy weet van sy heiligheid. Hy is soos, met alle respek, soos hierdie groot seun wat in graad 2 is.
Niemand is sterker nie, niemand is groter nie, niemand is vinniger nie, dit is hy. En jy, omdat jy hom vrees, wil jy eerder sê, ek wil nie teen jou speel nie, ek wil met jou speel. Dis die konsep van vrees in 'n verhouding. As jy die Here vrees en jy besef tot wat hy in staat is, gaan jy sê, ek wil aan die Here se kant wees. Ek wil nie teen God gaan nie. Want ek weet wie hy is. Vrees vir die Here bevorder 'n goeie verhouding met hom. Dis hoekom Spreuke 1 vers 7 sê, die begin van wysheid is om die Here te vrees. Dis waar jy begin. Dis waar wysheid begin. Dis waar jou verhouding begin. Wanneer jy weet wie die Here is, as jy weet hy is soewerein, almagtig, heilig, as jy sy karakter ken, kan jy nie anders as om hom te vrees nie. Mense wat nie God ken nie, vrees hom nie, want hulle weet nie tot wat hy in staat is. As jy geweet het tot wat God in staat is, sou jy mos bang gewees het. Jy sou vrees gehad het, verseker. As jy weet dit is God wat hierdie asem vir jou gegee het, as jy weet dit is God wat al die goed geskaap het, as jy weet dit is hy wat heilig is en almagtig is, as jy hom ken, as jy die verhale van die Bybel gaan lees en jy weet wat God kan doen, kan jy nie anderste as om God te vrees nie. Kennis van God gaan jou dryf tot vrees van God, want jy weet wie hy is. Nie volkome nie, maar genoeg. Goed, so nou dink ons, dis die 3 redes wat ek vir jou wil gee. Ek glo daar is nog. Maar die doel van vrees is om jou te help om heilig te lewe, om jou leerbaar te maak, dis wat vers 2 sê, en dan natuurlik om jou verhouding gesond te hou. Maar nou, omdat ons in Psalm 25 lees, dat ons die Here moet vrees, dink baie mense, dat die vrees vir die Here ietsie van die Ou Testament is. Dis oudtyds. Maar dit is nie die geval nie. In Lukas 12 vers 5, ek wonder of jy saam met my daar kan oopmaak, miskien moet jy Lukas 12 vers 5, sodat ek terugkom na hom toe. In Lukas 12 vers 5, is dit die Here Jesus self van die woord. Jesus praat self hierso, Lukas 12 vers 5. Lukas 12 vers 5. Maar ek sal vir julle aantoon, of kom ek lees dalk van vers 4 af, moenie julle vrees wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Maar ek sal vir julle aantoon wie julle moet vrees. Vrees, hoofletter H, hom wat nadat hy doodgemaak het, die mag het om iemand in Gehenna, dit is die hel, om iemand in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. En dan sê Jesus, word 5 mossies nie vir 2 asarius of 2 sent of 2 denarii verkoop nie, en die een van hulle is vergete voor God nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Ek ontmoet min mense wat sê, ek het tot bekering gekom want ek vrees die Here. Ek ontmoet baie mense wat sê, ek sit in die kerk want ek is bang vir die hel. Ek sit in die kerk want ek is bang vir pyn. En dit beteken werklik so, as jy die hel vrees jy dalk die pyn. Jy wil die hemel hê, jy soek die lekker plekkie, jy wil daar opeindig, maar dis omdat jy bang is vir die hel. 'n Vrees vir die hel gaan jou miskien kerk toe bring, want jy soek die hemel. Maar Jesus sê uitdruklik, vrees die een wat jou hel toe stuur. Vrees God. 'n Vrees vir God sal jou nie net kerk toe bring nie, maar dit sal jou forceer om 'n verhouding met hom te wil aanknoop. 'n Vrees vir die hel bring jou nie kerk toe. 'n Vrees vir die Here dryf jou tot verhouding. Dit gaan jou dryf tot verhouding, want jy weet, hy is die een wie ons vrees. Ek wil aan sy kant wees. En predikers verkondig dit, hulle verkondig dit nie. Hulle praat nie oor die vrees vir die Here nie. Weet jy wat sê hulle? Hulle sê hierdie bekende sin. Hulle sê, God is onvoorwaardelik lief vir jou. En dan voel jy alright. Maar ek weet nie waar dit in die Bybel staan nie. Ek het dit al gegoogel ook. Google weet ook nie. Daar staan nie dat God onvoorwaardelik lief is vir jou nie. Inteendeel, ek het op 'n skrifvers afgekom wat vir my bietjie wys dat daar 'n voorwaarde is. Psalm 11 vers 5. Die Here toets die regverdige,
maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. So predikers sê vir my, ouens wat preek, sê vir my, God is onverwaardelik lief vir jou, maar hier in Psalm 11 sê die Bybel vir my, God haat die goddelose. So is God nie onverwaardelik, dan maak dit God nie onverwaardelik lief nie. So is die prediker nou reg of die Bybel? Daar is nie so iets soos 'n onvoorwaardelike liefde wat God het. Daar is voorwaardes. Weet jy wat is die eerste voorwaarde? Geloof in die Here Jesus Christus. Dis 'n voorwaarde. Weet jy wat is nog 'n voorwaarde? Bekering. Draai van jou sonde. Weet jy wat is nog 'n voorwaarde? Die wedergeboorte. Daar is voorwaardes aan die liefde van God. Ons moet 'n vrees vir die Here ontwikkel, en dit is wat Jesus hier sê. Predikers spreek dit nie, kerke praat nie daarvan nie, dit is net liefde. Maar hulle ontbreek in vrees, en die vrees motiveer eintlik die liefde in jou. En Jesus sê, moenie worry oor die ou wat jou liggaam kan seermaak nie. Hy sê die ou wat jou liggaam kan seermaak, jy kan sterf. Hy sê maar daarna kan hy niks meer met jou doen nie. Hy sê vrees God. Hy sê God kan jou liggaam seermaak, ja, hy sê God kan jou doodmaak, maar na dit kan hy jou siel in Gehenna verwerp. Maar net na dit, en ek het intentioneel gepraat oor die mossies, die 5 mossies, want dit is deel van die konteks. Net na dit, sê Jesus in vers 7 van hy Lukas 12, selfs die hare op jou kop is getel, moenie bang wees nie. So hier sê Jesus, wees bang vir die Here, vrees hom, maar moenie bang wees nie. Vrees hom, maar moenie bang wees nie. Maar die konsep wat Jesus besig is om te sê, is kry 'n respekvolle vrees, 'n vrees wat jou in verwondering laat vir die Here, maar moenie bekommer nie, as jy die vrees het vir die Here, is jy aan die Here se kant, dan hoef jy nie bang te wees vir die Here nie. Verstaan jy die konsep? Jy speel nie teen die groot seun in graad 2 nie, jy speel saam met die groot seun in graad 2. Jy weet tot wat hy in staat is, jy weet hoe groot hy is, maar jy sê, dank die Here, ek is aan sy kant. Sowieso wil ek vir jou sê, en dit is wat die res van die Psalmvers sê, ek weet nie of jy 'n boekmerkertjie daar gesit het nie, jy is welkom om terug te gaan, maar die res van die Psalmvers help ons maar eintlik ook bietjie uitbeeld wat die vrees doen en hoe ons 'n gesonde vrees kan ontwikkel. Ek dink die eerste manier hoe jy 'n gesonde vrees vir die Here ontwikkel, is om hom te leer ken en om te weet tot wat hy in staat is. As jy God nie gaan ken, jy gaan jou nie vrees nie. Jy gaan nie. Jy gaan hom glad nie vrees nie. Dis hoekom ons doktrines leer, dis hoekom ons Bybelstudies leer, dis hoekom ons die karakter van God probeer uitbeeld, dis hoekom elke preek oor God gaan, oor Jesus gaan, dis hoekom die hele Bybel oor God gaan, oor Jesus gaan, sodat jy hom kan ontdek, want as jy hom ontdek, dan besef jy tot wat hy in staat is. Daar is 'n film, ek weet nie of julle die film ken, die Narnia. Narnia is die film se naam, nee. En Narnia gaan oor eintlik maar, dis 'n uitbeelding van Jesus Christus se kruisiging op 'n sprokiesmanier. Op 'n sprokiesmanier. Dis glad nie sleg nie. Ek dink dit was 'n goeie verhaal om te kan kyk. Maar daar's 'n leeu wat nou Jesus Christus verteenwoordig, simbolies. En die leeu se naam is Aslan. Aslan is die leeu se naam. Nou in hierdie sprokiesprent kan die diere praat. Die diere praat uit die sprokiesprent in Narnia. En hierdie kinders wat nou die mens verteenwoordig, word toe weggevoer na hierdie land Narnia toe en hulle ontmoet toe 'n bewer. Ons het nou nie bewers nie, 'n bewer is daai ou met daai 2 beachies hier voor in sy mond wat die hout kou. 'n Bewer. En hierdie bewer praat toe met hierdie een dogter. En die dogter vra vir hom, wie is Aslan? Wie is dit? En hierdie bewer sê, dit is 'n leeu. En die dogtertjie reageer, sy sê, 'n leeu? Is hy veilig? En die bewer lag vir haar. En hy sê, wie het iets gesê van veilig? Hy is alles behalwe veilig. Maar hy is goed. En hy is koning. God is alles behalwe veilig. Maar as jy in Jesus is en Jesus is in jou, is hy goed. En hy is koning. Dis hoekom ons hom vrees. Want hy is nie veilig nie. Maar dank die Here, ek is aan sy span. En hy is goed. En hy is koning.
Dit is wat vers 13 dan vir ons uitbeeld van Psalm 25. Sy lewe verloop voorspoedig en sy nageslag sal die land besit. Die Here neem hulle wat vir hom vrees in sy vertroue. Dis daai konsep. Hy neem jou wat hom vrees en sê jy's aan my kant. Ek is goed vir jou. En ek is veilig vir jou. Ons vergeet baie keer wie ons aanbid. En ons vergeet tot wat God in staat is. En hier is baie van julle wat hier sit. Julle het fokus verloor. Julle kwel julle oor môre. Julle bekommer julle oor goed. Goed wat buite julle beheer is. Julle raak gespanne, julle raak vol stres, maar julle vergeet dat hy goed is. Hy's nie veilig nie, hy's sterk, maar ons soek hom nie veilig nie. Ons soek hom sterk. Ons soek hom almagtig. Maar ons soek hom ook goed. En ons soek hom vir ons. Die Bybel gee vir ons 'n goeie uitbeelding daarvan. Moses in die brandende bos, julle onthou? Moses wandel en hy kom op by die berg Sinai en daar brand die bos. En Moses gaan toe na die bos toe en die bos brand nie uit nie, dis 'n heilige vuur. En God praat toe met Moses en sê vir Moses oor die mense in Egipte en soos hy met hulle praat in Egipte, sê Moses, wie sal ek sê is u? En hy sê toe, ek is dit wie ek is, of dit wat ek is, ek is. Hy gee toe sy naam vir Moses. En Moses doen toe een ding, hy bevraagteken toe God se instruksie teenoor hom. Moses sê toe vir die Here, wie is ek, dat u my moet stuur? So wat Moses eintlik sê is, God, wag, jy maak nou 'n bietjie 'n fout. En net na dit, kom God en hy praat in die dominerende stem, die film wat ek julle nou gaan wys, die stukkie gaan ek julle wys. Hy praat in die oorweldigende stem en die woorde wat hy vir ons gee, beeld uit dat hy almagtig is en dat hy nie foute maak nie. Moses kwel en stres oor die verantwoordelikheid wat voor hom lê, min wetend hy dat hy die God van die heelal het wat agter hom is. En Moses gaan toe Egipte toe, nee. En die 10 plaae vind plaas en God wys sy wonders vir Egipte. Hy wys sy wonders vir Israel. En uiteindelik na die 10de plaag sê die Farao, goed, laat hulle gaan. En die Israeliete pak hulle tassies en hulle gaan. En soos hulle loop, kom hulle tot teen aan die Rooi See en die Egiptenare sit hulle agterna. En daar is hulle vas. In Engels ons sê hulle is stuck. Agter hulle is die Egiptenare. Hulle kan nie terugkeer nie, want die Egiptenare sal hulle moor. Voor hulle is die see. Hulle kan nie swem nie, hulle weet niks van water nie. Hulle was slawe gewees, hulle is al verdrink. Hulle is vas. En vir 'n oomblik kry Israel vrees vir hulle vyand. En in daai oomblik kom God en hy sê, die skrif sê, hy trek sy vuurkolom, die engel trek sy vuurkolom uit van voor en hy beweeg na agter die volk en die vuur slaan neer agter hulle, agter die volk Israel, sodat die Egiptenare nie kan deurkom nie. En daai vrees vir mens by Israel verander na vrees vir God. Hulle het vergeet wie die God is, wie hulle aanbid. Hulle fokus was op die vyand en hulle fokus was op die situasie. Moses by die brandende bos en as ook Israel by die Rooi See. Vrees die Here. Nie jou omstandighede nie. Nie jou vyand nie. Nie dit wat jou bedreig nie. Nie dit wat by jou kom steel nie. Ek wil jy moenie vergeet die God wie jy aanbid nie. Die God van almag en 'n God van wonders. So dalk het jou werkskontrak nie gerealiseer nie. Ek wil vir jou sê, moenie vrees nie. Vrees God. So dalk is 'n siekte besig om sy oorhand oor jou te kry. Ek wil vir jou sê, moenie vrees nie. Vrees God. Dalk dreig armoede jou. Moenie vrees nie. Vrees God. Dalk lê jy wakker sekere aande of elke aand oor een of ander probleem of situasie by die werk of by die huis of oor 'n verhouding.
Ek wil vir jou sê, moenie vrees nie. Vrees God. Ons haal baie keer ons fokus van die Here af en ons vergeet wie ons aanbid. Ons maak God 'n roetine. Ons maak hom 'n gewoonte. Ons maak hom deel van ons kultuur. Maar hy is soveel meer as daai perke wat ons vir hom gee. En God is lewendig en hy's kragtig. En die wonders van God is sigbaar tot in die diepste van ons harte. Jy hoef nie 'n see te soek wat oopgepad word voor jou nie. Jy hoef nie 'n wolkkolom te soek van vuur agter jou nie. Jy hoef nie 'n brandende bos te soek nie, glad nie. Jy hoef net die God van die Bybel te soek en 'n vrees vir hom te hê. En jy sal besef wie hy is vir jou. En daai vrees, daai gesonde vrees, daai respekvolle vrees, daai vrees gaan jou dryf tot verhouding, tot dissipline en tot gehoorsaamheid. Wanneer jou vrees vir die Here verloor nie. Wees soekend na hom. Kom ons bid. Ons Here Vader, ons vergeet wie hy is. En ons vergeet tot wat hy in staat is. Ons hou onsself besig met wêreldse goed, wêreldse probleme. En ons kyk vas na ons vermoë, na wat die wêreld vir ons moet gee. Maar ons vergeet wie hy is. Here, mag ons weer na 'n donderstorm kyk en besef hy is groter as daai weerlig. Die stem is harder as daai donderweer. Mag ons weer na die skoonheid van 'n sonopkoms en 'n sonsak kyk en besef dat die skoonheid is agter ons. En hy is aan ons kant of ons is aan die kant. Mag ons fokus op die grootheid. Mag ons vergeet van ons finansiële kommer. Ons kommer oor ons gesinne en oor ons verhoudings. Maar mag ons 'n vrees vir U ontwikkel. En ek wil vra dat U Gees dit in ons sal ontwaak. Mag ons U soek in die Bybel en mag ons U leer ken, want as ons U ken, weet ons tot wat U in staat is. Dankie deur die bloed van Jesus Christus wat in ons is, dat ons in U kan wees. En dat ons aan U span kan wees. Ek bid vir die harte wat nie in Christus is nie. Mag hulle bekeer. Mag hulle glo. Mag hulle draai van hulle pad. En mag hulle U vrees. In Jesus naam. Amen.